Daar is 'n spanning waarmee elke mens moet saamleef. En dit kom vanaf die pyn van 'n gebroke wêreld. En die vreugde van God se genade breek nog steeds deur. Hoe maak 'n mens vrede met verlies, met teleurstelling en swaar kry? Hoe omarm jy nog steeds die mooi van die lewe? Dit alles begin by jou identiteit. Nie 'n identiteit wat wankel saam met jou omstandighede nie, maar 'n identiteit in Christus wat geanker is en standvastig bly. Selfs al voel die wêreld rondom jou skeef en of dit in mekaar val. Wanneer 'n mens seker is van wie jy is, veral in Christus, hou jou hart op soek na volheid op verkeerde plekke, waar dit nooit gevind sal word. Kolossense 3 vers 3 sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Hoe mooi is dit nie? Selfs wanneer 'n mens nie vol voel nie, bly hierdie waarheid in jou lewe staan. In Christus is daar 'n volheid wat nie op gevoelens en emosies staat maak nie. Die lewe voel soms leeg omdat ons nog in 'n wêreld leef wat sug onder gebrokenheid en onder die leuen. Lyding, verlies, teleurstelling, eensaamheid en dan emosionele of fisiese pyn is die teken van iemand wat misluk in sy geloof nie. Dit is deel van 'n wêreld wat nog wag vir volkome herstel. Tog is daar genade in pyn. God gebruik professionele hulp, gemeenskap, eerlike gesprekke, deurdagte wysheid en sy woord as instrumente van genesing. Hy vorm identiteit nie net deur die hoogtepunte in jou lewe nie, maar deur daai donker dieptes waar ons leer om op hom te vertrou, waar ons leer dat ons ware identiteit is in hom gegrondves. Al verstaan ons nie alles nie. 1 Petrus 5 vers 10 sê vir ons baie mooi, maar die God van alle genade wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, self nadat julle 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves. Wysheid roep ons nie om die pyn te ontken nie, maar om dit eerlik voor God neer te lê, sonder trots, sonder eise, sonder die behoefte om hom te dwing om dinge te verander volgens ons wil en ons tydlyn. Dit is daar waar ons vrede begin, wanneer ons in ons harte leer om nederig te bid en om nederig te wag en nie hoogmoedig te verwag dat God na ons pype dans nie. Om God se troos te soek, maar nie 'n perfekte wêreld in die Here te verwag nie. Ons moet God se troos soek met die wete dat die wêreld is nie perfek nie. Ware identiteit groei wanneer ons ophou om die lewe te meet aan perfekte omstandighede en begin om dit te meet aan God se getrouheid. Ek gaan dit weer sê. Ons moet die lewe meet nie aan perfekte omstandighede nie, ons moet dit meet aan God se getrouheid. Filippense 4 vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Kom ons gee oor aan hom, want dit is hoe mens voluit leef in 'n stikkende wêreld. Deur te weet wie jy is, deur te weet aan wie jy behoort, en deur te weet dat Christus jou lewe vashou, dat Christus volmaak is, dat Christus jou identiteit is. Ook wanneer die wêreld jou probeer breek, want identiteit in Jesus maak plek vir pyn en vir vreugde en dra jou in vrede deur al twee. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en prys U naam. Here, ons sê vir U dankie dat ons lewens veilig is in U hande. Vader, en ons kom vra vir U, kom help ons om ons identiteit in U te kry en om ons identiteit in U te soek en nie in die wêreldse dinge en die wêreldse plesiere nie. En kom help ons om deur moeilike tye te gaan met U wat ons absoluut beskerm en wat ons absoluut vashou. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.